Bloemfontein se Vrystaatstadion. Weet jy, dis cheetah wêreld. Nêrens is die Leon Schuster song, jy in jou cheetah trui, jy laat my lekker kry, meer gepas nie. Afrigter en oud springbokhakker Naka Drotsky het ons genooi vir 'n kuier. Ek het op Bloem geswat en is nogal 'n vurige cheetah ondersteuner. Ek sê altyd vir mense dis immers hier waar ek rugby leer kyk het. So voordat ek nou vir Naka gaan pla, wil ek eers 'n bietjie van die spelers gesels. Ons het goeie nuus vir rugby-liefhebbers. Naka het gereël dat sy spelers spesiaal vir Pasella die bal teken wat 'n gelukkige kyker kan wen. Die Cheetahs is natuurlik nie tevrede dat hulle 10de lê op vanjaar se Super 15 ranglys nie, maar dit het wel hulle plek in die reeks verseker vir 2013. Julle het albei met verskillende afrigters gewerk. Hoe is dit nou vir julle om in Naka se span te speel? Ek geniet Naka se gameplan in die eerste plek wat hy het. En die manier hoe hy met spelers werk en sy eerlikheid wat hy verwag van 'n speler, waar hy vir jou toespreek om te sê wat hy verwag van jou. Om vir hom as coach te vergelyk met anders, verkies ek hom meeste, want hy gee altyd vir jou daai boost om te sê doen wat vir jou gemaklik is op die veld. Naka is hy's 'n lekker ou, verstaan. Hy's 'n Bloemfontein mens, hy het ook die skool gegaan. So hy's vriendelik, hy like ook 'n braaitjie en goed en hy was lank in rugby gewees, verstaan. Hy's in 2 World Cups, lank by die Bokke betrokke, hy het lank by die Cheetahs gespeel, hy het selfs vir die Bulle, hy was oor see gewees. So ek dink hy het klomp ervaring daar ook opgeleer wat hy nou so half bietjie toepas by ons. Ek dink ons speel 'n nice brand van rugby en soos wat hy 'n goeie gameplan het en wat hy graag wil hê ons moet dit speel. Ek dink hy laat ons toe as jy daar iets wat jy voor jou sien wat anderste is en nie in die gameplan is en jy dink daar's 'n kans vir jou om deur te kom. Hy's 'n coach wat jou daai boost sal gee en sê vat die kans of maak die skoppie of wat ook al en ek dink dit bring baie die spelers uit en ek dink dis hoekom die ouens hom like. Gee hy vir julle 'n bietjie gas as julle die dag nie perform nie? Ja, ek dink enige coach kry. Nee, kom ek sê maar, moenie maande by die video sessie kom nie. Ja. Dan wil jy nie daarna oefen nie man. Ja, mens kan mos ook verstaan. Dit is maar moeilik, verstaan as jy die hoofcoach is. Mense verwag baie van jou. Daar's baie ondersteuners daar buite, veral Vrystaat is 'n groot platteland provinsie en die boere kan maar dikbek raak as hulle nie wen rugby sien nie. So dit is 'n moeilike posisie. Wel, dankie, dit was lekker om met julle te chat. So geniet die res van julle oefening. Naka het self 130 wedstryde vir die Cheetahs gespeel, was spanbestuurder vir 'n jaar en is in 2007 as afrigter aangestel. Ostirand is mede-afrigter. Ons jy en Naka loop nou al 'n lang pad saam. Hoe verskil Naka die afrigter van Naka die speler? Ja, ek dink hulle is redelik dieselfde. Jy weet Naka is 'n ou wat weet wat hy die lewe uit wil hê. Ek dink Naka is hard op homself. Hy's in 'n mate dink ek 'n baie groot perfeksionis op homself, jy weet, hy wil altyd alles reg hê en ek dink sy die grootste ding wat jy van hom moet verstaan is dat hy ongelooflik kompeterend is. Ons is verantwoordelik vir die voorspelers. So natuurlik moet julle saamstem oor die spelplan. Hoe word dit bepaal? Ja, ek dink dis baie belangrik as hoofafrigter dat jy jou assistent afrigters moet dink soos wat jy dink. Ek en ons speel al saam van 1993 van onder 20 af. So ek het altyd geweet dat sou ek 'n ou wil hê by die voorspelers sal dit ons wees en ek dink ons kom baie goed oor die weg. Is daar ooit oomblikke waar julle koppe stamp? Ja, daar is maar altyd ek dink dit is belangrik dat 'n ou vriende is. Jy weet, en laat 'n ou nie 'n ego het nie en dinge nie persoonlik opvat nie, maar sy het al 1 of 2 keer koppe gestamp. Ja, ek dink ons stamp hier regtig kop. Ek dink ons skuur koppe, dis hoekom ons nie my hare het nie. Julle het beide die oorgang van speler na afrigter baie maklik gedoen. Dink julle 'n speler maak noodwendig 'n beter afrigter? Ek dink dit moet jou help, definitief. Ek sê nie daardeur dat jy moes gespeel het om 'n goeie afrigter te wees nie. Ek dink 'n ou soos Heineke Meyer is 'n goeie voorbeeld wat nooit regtig gespeel het nie, maar ek dink as jy dit in jou het as om 'n goeie afrigter te wees en jy het op die hoë vlak gespeel, help dit definitief. Ou weet presies wat aangaan op die veld. Ja, en ek dink jy verstaan ook die spel soveel makliker en gouer, jy weet. Naka, hoe sal jy jou benadering as afrigter beskryf? Ek dink ons is baie ontspanne. Ek dink dit is baie belangrik dat spelers moet weet hulle is in 'n ontspanne omgewing en om hulle self uit te leef en kreatief te wees. Ek dink dit is regtig baie belangrik. Die Vrystaat sal jy nie uit Naka kry nie. Hy is in Senekal gebore, het aan Grey College skool gegaan en op Bloem geswat. Hy ontspan graag by sy huis op die Vaalrivier saam met sy verloofde Marzaan, haar 2 dogters en sy 2 seuns. Maar voordat die klomp aan die kuier raak, eers nog rugby sake. Dit was so hittete of Naka het nooit die sport beoefen nie, want as 12-jarige seun breek hy sy nek in 'n swemongeluk. Maar na 3 jaar se harde oefen, sê die dokters hy kan weer begin deelneem. Dit maak sy lang lys prestasies soveel meer merkwaardig. Sjoe, Naka, hierdie lyk amper soos 'n rugby museum.
Ja nee, Christel, ek was baie gelukkig geweest om 'n lang loopbaan te hê as rugbyspeler. So gepraat van lang loopbaan, jy het al in 2 wêreldbekers gespeel. Hoe was die 1995 ervaring vir jou? Definitief die hoogtepunt geweest. Ek dink die hele land was na die verkiesing in 94 was agter die bokke geweest en dit was net ongelooflik. Ons was nie regtig die gunstelinge nie om die wêreldbeker toe in Suid-Afrika te wen voor al ons mense. Was net ongelooflik. Ek dink dis iets wat elke ou wat in daai groep van 26 spelers was sal onthou tot uit die dag doodgaan. Jy het ook gespeel in die Engelse Premierskap Liga. Hoe was jou ervaring in Londen? In 2000 het ek besluit dat ek gaan 3 jaar in Londen speel vir London Irish en dis die beste besluit wat ek kon maak. Ek het ook by London Irish die Powergen Cup gewen by die klub die eerste keer in die geskiedenis van die klub. Dit was lekker om deel te wees van so 'n stukkie geskiedenis ook by London Irish. In 2005 was jy kaptein van die Cheetahs. Julle was die Currie Cup wenners en jy was man van die wedstryd. Hoekom het jy besluit om op so 'n hoogtepunt uit te tree? Ek dink die hoofrede was my ouderdom. Jy weet as ek het gespeel van 1992 en in 2005 was ek 34 jaar oud en veral om te kon terugkom van Londen af en vir die Cheetahs te kom speel nog 1 of 2 seisoene en die beker te wen. Ons het hom voor dit laas in 1976 gewen en ons het 'n baie moeilike taak gehad, 'n oploftes teen eintlik maar 'n Springbokspan vol blou bulle. So vir my was dit belangrik om op 'n hoogtepunt klaar te maak as speler. Ek dink dit is hoe mense jou onthou. Sy bynaam, Naka, is afgelei van die Sesotho woord Senatla, wat sterk man of eysterman beteken. Die gepaste naam het hy as klein seentjie op die plaas gekry omdat hy altyd so woelig en vasberade was. En tot vandag het niks nog verander nie. Marzaan, ek het nou gesien dat Naka baie ernstig is oor wat hy doen. So ek hoop nie hy coach julle by die huis ook so nie. Nee, dis glad nie so by die huis nie. Ek dink iemand wat op die veld is en wat mense op die TV sien is glad nie hoe hy by die huis is nie. Ek is die streng kontrolfreak en hy is baie gemoedelik en lag altyd. Julle het onlangs verloof geraak. Hoe het Naka die groot vraag gevra? Hy het die aand gesê ons gaan uit eet saam met vriende en toe ons daar kom toe sê hy nee, daar was 'n krisis, die mense kan nie meer kom nie en toe ons met ons nagereg besig is, toe vat hy my hand en hy steek die ring om my vinger en hy sê sal jy met my trou. Ek is nie die romantiese tipe nie, so dis die beste wat ek kon doen. Maar dit was nog, dis vir hom baie spesiaal, so dit was vir my spesiaal geweest. Ek moet eintlik die waarheid vertel, my bom. Wat is dit? Laat jy my met 'n SMS gevra het om te trou. Nee, ek kan nie. Hoe sal julle lewens uitkyk as 'n paartjie beskryf? Ek dink ons albei is positiewe mense. Ek hou nie van mense wat negatief is in die wêreld en altyd die slegte kant sien nie. Marzaan is 'n baie positiewe mens. Dis hoe ek ook eintlik is. Ek weet dit lyk nie altyd so baie keer op TV nie. Maar dit is eintlik wie Maar ek is. So. dit is wie ek is en ek hou daarvan om die lewe te face en positief te wees. Ek kan nogals dink dat die 2 meisies hulle pa lekker om die pinkie kan draai, nê? Nee. Ja, dit werk nogals veral omdat hy nog nooit dogtertjies van tevore gehad het nie. Ja, sy mis net swinkies en drukkies uit en Dan is alles okay. Ellen, jy's by Grey College en dis 'n groot rugby skool. So wil jy ook eendag rugby speel? En vir watter span? Ek wil vir Engeland. Ek wil vir Pumas in Engeland. Watter posisie wil jy speel? Ek wil scrum half. En jy, Tristan? Ek ook. Naka, jou loopbaan loop net van krag tot krag en jy trou een van die dae. Wat lê nog vir jou voor en wat wil jy nog bereik? Ja, ek sal baie graag die uitspelwedstryde met die Super 15 met die Cheetahs wil maak. Ek dink dis 'n groot doelwit vir ons in rugby terme. En afsien van dit wil ek net gelukkig wees. Ek is baie gelukkig saam met Marzaan en ek hoop die kinders is ook gelukkig en ons kan hulle sien groot word en eendag universiteit toe gaan. Van Vrystaat se skolekaptein, gerekende Springbok tot afrigter van sy provinsie se span. Wat meer kan 'n man vra van sy rugbyloopbaan? Maar eers genoeg van die sport waarvoor hy so lief is. Dis tyd vir waterpret saam met die kinders vir sy en Marzaan se groot dag op 2 November.